Here, dit is wat ons wil doen. Ons wil U prys. En ons wil uitpasy. Prys, loof U heilige soewereine naam, Here. Here, want daar is niemand soos U nie. U alleen is waardig. En Here, want ons nou vanoggend in die woord in delf, U onfeilbare woord, wat nie kan leeg terugkeer nie, Here. Here, dat dit op goeie grond sal val, wat voorberei is voor U. En Here, dat dit sal groei en vrug dra, tot verheerliking van die heilige naam. U naam alleen. Amen. Amen. Maak julle Bybels vir my oop op Psalm 15. Toe ek begin het met hierdie gedeelte, het al jare wat terug het ons al verwys na hierdie gedeelte toe. Ek het Psalm 15 gelees. Springe uit, preek my. Toe lees ek Psalm 27, Psalm 43, Psalm 51, Matteus 24. En elkeen wat ek hierdie week gelees het, bly die bladsy uitskryf, die vers wat ek lees, bly uitskryf, preek my, preek my, preek my. En dit was my moeilik geweest om te besluit, okay, wat gaan ons by stilstaan? Maar ons gaan by Psalm 15 stilstaan, maar ons gaan na elke een ook na verwys wat so mooi is, wat saam met Psalm 15 hardloop. So die opskrif wat ek vanoggend wil gee, en ek glo en ek vertrou dat dit regtig ware opbouende boodskap sal wees vir julle. En die titel van die boodskap is sal nie wankel in ewigheid nie. Ons sal nie wankel in ewigheid. Psalm 15, vers 1. Kort psalmpie, 5 versies. Here, wie mag vertoef in die tent? Wie mag woon op die heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen. En hy wat met sy hart die waarheid spreek. Wat nie rondgaan met laster op sy tong nie. Sy vriend geen kwaad doen en geen smarte uitspreek teen sy naaste nie. En wie se oë die verworpene veraglik nie. Maar hy eer die wat die Here vrees. Al het hy gesweer tot sy skade. Hy verander nie. Wat sy geld nie gee op woeker en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. En nou gaan jy die titel van die boodskap sien. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. Hy wat hierdie goed doen, sal nie wankel in ewigheid nie. Hierdie is 'n baie kort psalm vir ons en ek glo dat hierdie psalm regtig vir ons vanoggend sal aanraak. Dat ons verander hier sal uitstap vanoggend. Hierdie psalm verwys na, soos ons hier kan sien, hy begin met vers 1 met 2 vrae. Hy kom met 2 vrae na vorentoe. Maar wat vir my interessant is van hierdie gedeelte is, hy kom met hierdie vraag, maar dan kom hy ook net daarna, kom hy met 'n antwoord op hierdie vraag wat hy vra. En hoe ons as gelowiges, hoe ons as wedergebore kinders aanbid. Hoe kom ons as kinders van die Here in sy teenwoordigheid? Hoe nader ons hom? Wat sê ons voor hom? Wat is in ons hart wanneer ons in die teenwoordigheid kom van God? En wat is die regte manier om te kom? En as ons hierdie gedeelte lees is, wat vra God van my en vir jou om in sy heilige teenwoordigheid te kom? Want hy noem dit nie. Wat hy van hom, hy sê doen dit. Dan sal jy in ewigheid nie wankel. My vraag is vanoggend, is ons geestelike kondisie
belangrik wanneer ons in die teenwoordigheid van God kom. Want dan ek praat nie van ongereddes nie. Ek praat van ons wat wedergebore is, wat in Christus is, wat aangetrek is met Christus. Ons geestelike kondisie is belangrik om in God se, hoe vind God ons geestelike kondisie, wanneer ons in sy teenwoordigheid aankom? Dink julle dit is belangrik, om 'n geestelike, 'n regte geestelike kondisie te hê, om in sy teenwoordigheid aan te kom, om hom te aanbid, om op sy naam te roep. Maar hoe sal jy optree wanneer jy vir iemand belangrik, baie belangrik is? Kom ons vat 'n president, en jy kom nou in sy teenwoordigheid. Hoe sal jy optree? Wat sal jy sê? Hoe sal jy praat wanneer jy in die teenwoordigheid van iemand kom wat baie belangrik is? Hoe sal jy te werk gaan voor hierdie persoon? Dink 'n bietjie daaraan. Of sal ons sommer net met enige manier inkom, of sommer, jy weet, as 'n telly, gaan dit, of gaan ons hom met alle respek hanteer, en ons gaan, weet, met nederigheid kom, en is maar net 'n vraag wat ek vra. So, hoe sal ons dan praat vir hierdie persoon, of wat sal ons praat vir hierdie persoon? Ons sien, want God wil 'n persoonlike, intieme verhouding met ons elkeen hê. Maar daar is goed wat God van my en jou verlang, hoe om in sy teenwoordigheid aan te kom. En ons gaan dit sien in hierdie hele paar verse wat ons gaan deurkyk. So daar is 'n manier hoe ons moet inkom, selfs hoe ons onsself voorberei om voor ‘n koning te kom. Kom ons kyk nou byvoorbeeld na Matteus hoofstuk 6 vanaf vers 9. En ons kyk hoe Jesus vir die disippels gesê het hoe om te bid, hoe om God te benader. Want hy kom in vers 9 en dan sê hy, Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, die eerste vers. En hy sê baie duidelik vir ons hoe om God die Vader te benader. Vader wat waar is, in die hemel is, laat u naam geheilig word. Nou ons weet dat God se naam verwys na wie hy is. Daar is 'n regte manier om voor God te kom. In Psalm 15 is baie duidelik daaroor. Jy sien, Dawid vra, wie mag? Wie mag vertoef? Wie mag woon? Wat beteken die woord woon? Waar jy elke dag bly, dis waar jy bekend is. Ek weet waar jy bly. Jy bly in Antonstraat, né? So wanneer jy van Antonstraat praat en ons praat van 'n Wynlandse seun, dan sê ek ja, maar ek weet waar hy bly. Dis waar hy woon. Dit is wat jou bekend maak in daai area van waar jy afkom, is waar jy woon. Dis nie net wie mag inkom in die teenwoordigheid van God nie. Dis nie wat hy hier vra nie. Of wie kan ontvang word deur 'n koning nie. Daarom kom hier in Psalm 15, en ons geestelike kondisie is verskriklik belangrik vir God wanneer ons in sy teenwoordigheid inkom. So wat Dawid hier vir ons sê is wat ons met ons mond sê, wat ek en jy kom en ons praat met ons mond, wat uit ons lippe uitkom, met ander woorde, moet ooreenstem met ons leefstyl. Want ek kan nie op 'n Sondag inkom en ons sit in die huis van die Here waar al die gelowiges bymekaar kom en ek begin God se naam groot maak, maar deur die week leef ek nie die naam wat ek groot gemaak het nie. Ek pas dit nie toe nie, ek doen dit nie. Want die laaste vers wat hy hierso sê, hoor wat sê die laaste vers hierso. Hy sê, hy wat hierdie dinge doen, sal nooit wankel in ewigheid nie. Jy sien, wat ons sê van God, moet ons ook kan uitleef. Dit moet ooreenstem.
Want dit is eintlik, as ek die woord, ek weet nie of ek die regte woord gaan gebruik nie. Dis skynheiligheid om te sê, Here, 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 voor mense, op 'n Sondag, of voor mense wie jy ken. Maar buite dit leef jy heeltemal 'n ander lewe. Jy sien, met ons woorde wat ons spreek is belangrik. En dis hoekom Matteus 15 vers 8 sê, as hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Is die hart wat, daar waar jou skat is waar jou hart van wees. Kom ons begin by hierdie gedeelte van hierdie vers 1, waar ons hierdie twee vrae sien, wat van toepassing is. En hierdie vraag was nie net van toepassing 3000 jaar terug, toe Dawid dit geskryf het vir hulle nie. Dit is van toepassing vir ons vir vandag vir die kerk. So ons kan eintlik, vandag kan die kerk homself die vraag vra. Hoekom ek in die teenwoordigheid van God? Is dit noodsaaklik? Hoe ek in sy teenwoordigheid kom? Dan sien ons van vers 2 tot vers 5, verwys na hierdie geestelike kwalifikasies wat daar moet wees. Eers sê hy, moenie dit doen nie, dan sê hy, maar as jy hierdie doen, dan sal jy die ewige, jy sal nie wankel in die ewigheid nie. En hy kom verduidelik hierdie twee gedeeltes, in vers 2 tot vers 5. En dit maak dit eintlik vir ons baie eenvoudig om te kan verstaan, wanneer ons die skrifgedeelte lees. En Dawid vra die vraag, dan hoe kom ek in hierdie teenwoordigheid? So wat hy vir ons sê is ons sal sterk staan in die wankel, wanneer ons dit toepas nie, wanneer ons dit doen nie. En hoe vertroostend dit vir my en vir jou vanoggend moet wees, is om te kan sien hoe ons in die teenwoordigheid kom, want soos ek gesê het, Psalm 24, gaan gou maar na Psalm 24 toe. Dis een van die psalms wat uitgespring het hierdie week. Psalm 24 vers 3, hoor gou wat sê hy hierso. Wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Dan as jy vers 4 toe gaan, dan kom hy ook met 'n antwoord. Hy vra die vraag, maar in vers 4 kom hy ook met 'n antwoord hierso. Dan sê hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Gaan gou vir my na Psalm 43 toe. Psalm 43. Vanaf vers 3 en vers 4. Hoor wat sê hy hierso. Stuur u lig en u waarheid. Laat die my lei. Laat die my bring na 'n heilige berg en na u woning. Dat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God van my jubel, blydskap, en u kan loof met sitter, o God my God. Psalm 27. Psalm 27 is 'n verskriklike intieme psalm. Dit praat verskriklik baie van jouself. En ek glo dis hoekom Dawid hierdie psalm geskryf het, is hy verwys die hele tyd na homself, konstant. Vers 1 verwys hy 4 keer na homself in hierdie psalm. Vers 2 verwys hy 4 keer na homself. Vers 3 verwys hy 4 keer na homself. Vers 5 verwys hy 3 keer na homself. Vers 6 verwys hy 5 keer na homself. En so kan jy dit deurgaan. 3 keer, 2 keer, 4 keer, 4 keer, 3 keer, 3 keer, 3 keer. Elke vers praat Dawid van homself. Hy sal sê, my of ek, die hele tyd, konstant. Hoor wat sê in vers 4, Psalm 27 vers 4. Een ding het ek, praat hy van homself, van die Here begeer. Dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here,
om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. As ons nou Psalm 61 toe gaan, Psalm 61 van vers 5 af, hoor wat sê vers 5. Ek wil, hier kom die eie wil in. Ja, ons almal het 'n eie wil. Hoor wat sê hy hierso. Ek wil, dis 'n keuse wat ek maak. Ek wil in die tent vertoef vir ewig in die skuilplek van die vleuels van my verberg, Sela. Ek wil dit doen. Ek wil by Christus skuil. Ek wil in hierdie tent inkom. Dit is wat ek graag wil doen. Want dit beteken vir my en vir jou hoe ons moet lewe om 'n verhouding met God te hê. Ons kan nie net inkom soos wat ons wil nie. Ons kan nie sê en praat en doen net soos wat ons wil nie. Ons praat van 'n soewereine heilige God. En daar's 'n manier om in te kom. Daar's 'n manier om in die teenwoordigheid van God te kom. Hy vra nie hier, wat moet ek doen om gered te wees nie. Hy is klaar gered. Hy is klaar in Christus. Dis nie wat hy vra nie. Hy praat nie van redding nie. En hy vra ook nie, wat moet ek doen om toegang te kry nie. Ons almal weet wat die toegang is. Ons almal weet dit is in genade deur geloof, Christus alleen, geloof alleen, deur die woord alleen. Dis nie wat hy hier vra vir ons. So vir my en vir jou, om op geregtigheid te kan staan, moet ons die lering verstaan van heiligmaking. Heiligmaking is vir ons as kinders van die Here van kardinale belang. Hoe ons groei in God. Met ander woorde, ek het dit so 'n paar jaar, so 'n jaar en 'n half terug genoem. Dit reën verskriklik. En alles is modder buite. Nee. En Isak, jy moet uitgaan. John, julle moet uitgaan by julle huis en julle is buitekant besig. In hierdie reën. En nou hardloop julle vinnig in. Gaan julle in die skoon huis in gaan met julle moddervoete? In die hele huis modder trap? Nee. So hoe gaan jy in die huis inkom? Of jy gaan jou skoene skoon maak en ingaan? Of jy gaan jou skoene uittrek en op jou kouse loop? Reg? Wat hy eintlik hier vir my en vir jou sê is dit is hoe ons onsself gedra met hierdie wandel wat ons moet loop, hierdie loop wat ons loop. Hoe mag ons loop? Hoe kom ons in die teenwoordigheid van God in? En dan sien ons in die gedeelte waar Jesus op die bovertrek is en ons het laas maand verwys daarna toe ons die nagmaal gehad het en ons het gewys die verskillendes hoe lank die stappe was wat hulle gevat het met die Pasga. Het Jesus gekom, hy het op die tafel opgestaan, hy het 'n doek om sy lyf gesit en hy het hulle voete begin was. Petrus, soos ons weet, het gesê, maar Here, jy gaan nie myne was nie. Jesus sê vir hom, as ek nie jou voete vir jou gaan was, gaan jy nie deel hê aan my. Hy sê, Here, maar okay, was dan maar julle liggaam, saam met dit. Hy sê, maar gaan nie julle liggaam was nie, want jy is klaar skoon, jy het net jou nodig gehê om jou voete te was. Onthou julle dit, wat staan in die Bybel? So jy is klaar gered, jy is klaar wedergebore, jy is klaar in Christus. So met jou wandel met jou voete in hierdie vuil wêreld, dit is wat gewas moet word. So ons kom die hele tyd in die teenwoordigheid van God met belydenis, ons bely, ons repent. Here vergewe my. Dis waarvan hy verwys. Dis nie ek beoefen sonde die hele tyd, geen berou daaroor nie, en ek kom net in die teenwoordigheid soos wat ek wil inkom. Nee, jy kom in die hele tyd met die konstante, Here, ek het gesondig, vergewe my. U alleen is heilig, U alleen is soewerein, U genade, U grootheid, U goedheid. Jy sê, maar dit maak saak hoe ons lewe. Dit maak saak hoe ons lewe. Ons kan nie lewe soos wat ons wil. Ek gaan julle vra. Kom ek vra julle die vraag.
As ek doen wat ek wil, né? Jy sien my Saterdag en ek het 'n bier in my hand en ek het 'n sigaret in my hand en jy weet en ek gooi hierdie vloekwoorde en ek sit saam met 'n paar pelle om 'n braai en julle kom en sê almal is daar. Sal julle Sondag kerk toe kom, jy weet as 'n preek? Hoekom nie? Want my leefstyl sê dit dan nie. Hoe kan ek dan wel voor kansel staan en wil preek en sê hoe God is, maar ek lewe heeltemal 'n ander lewe? Okay, maar wat maak julle dan anders as ek? Hoor julle waartoe ons gaan? Daar is 'n manier om in die teenwoordigheid van God te kom. Want ons moet met sonde breek. Want ons Christus alleen. En ons almal, hy praat hier van die kerk. Ons almal moet heilig wees vir hom. En ons moet in hierdie heiligheid in groei, heilig maak. Ons moet in die roeping waarvoor ons geroep is, moet ons lewe. Hier is 'n verskriklike intieme gedeelte wat apostel Paulus vir ons verduidelik hier in die boek van Efesiërs. Efesiërs hoofstuk 4. Hoor wat sê apostel Paulus hier? Van vers 1. Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene van die Here, luister nou, om te wandel, om te loop, om te wandel, waardig van die roeping waarmee julle geroep is. Dan gaan hy verder en hy sê, met alle nederigheid, dis hoe hy wil hê ons moet wandel, met wat? Met alle nederigheid, en sagmoedigheid, en lankmoedigheid, terwyl julle mekaar verdra in liefde. Mekaar in liefde verdra. Luister nou, vers 3. Nou kom hy met, wat beteken die woord ernstig? Dis ernstig, né? Luister nou. En ernstig strewe om die eenheid van die gees wat bewaar deur die band van die vrede. En dan dink jy die vers wat jy my vanoggend gestuur het. Wat se vers jy my vanoggend gestuur? 2 Tessalonisense hoofstuk 1 van vers 3. Waar die broeders saam in eenheid in 'n band in vrede moet loop. En hoe lieflik is dit en hy bid daarvoor. Hy sê ek bid vir julle gedurig met hierdie band wat julle het. En dit bring my na die ander vers toe wat uitgespring het hierdie week vir my wat gesê het preek my. Matteus hoofstuk 24. En ons sien met Matteus hoofstuk 24 is waar hy 'n profetiese woord kom van die groot verdrukking, van die verdrukking wat gaan plaasvind. Hy sê julle gaan oorloë hoor en julle gaan roemers van oorloë kry en almal gaan oorlog maak nasies teen nasies en al hierdie goed en dan speel hy af en dan as jy gaan my so toe. Ek is amper klaar. Ek wil gou vir julle iets wys. En dit het my getref in die week. Vers 14. Okay, van vers 1 af, né? Gaan hy nou sê nou vir ons hoe die verdrukking gekom, maar dus die Here gaan nog nie kom nie. Hy sê dit is net die begin van die geboorte. Maar vers 14 sê hy en dan sal die einde kom. Lees hom gou vir my enige iemand. Vers 14 van Matteus 24. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Okay, nou dan sal die einde kom. En wat vir my interessant is, net 2 versies voor dit. Net 2 versies voor dit. Hoor wat sê hy dan? En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkom. En dan kom hy. En dan sal hy sê, dit sal verkondig word, en dan gaan die einde kom. En wat vir my hartseer is vandag, regtig baie hartseer is vandag in die kerk, is die liefde van die meeste van die mense in die kerk, is verkom, teenoor mekaar. Because when a cold heart
is getting a hardened heart. 'n Koue hart word altyd 'n harde hart. Sit water in 'n diepvries. Hy raak koud en dan nader word hy kliphard, ys. 'n Koue hart verander altyd in 'n harde hart. En ons gaan dit sien, ons sien dit klaar vandag in die kerk, in die Hebreëkerk. Hoe broers in die kerk mekaar sleg sê, inskinder, in die snaakste goed toestaan. Maar ons kom in die teenwoordigheid. En ons sê Here, Here. Maar binne in daai selfde gemeente waar daar sê Here, Here, is daar broers wat mekaar sleg sê, wat in eenheid staan. Wat se liefde vir mekaar besig is om verkant te word. En dan kom ons weer terug na Efesiërs toe, hoofstuk 4. En dan sê hy vir ons hierdie gedeelte. Dan sê hy, terwyl julle mekaar in liefde moet verdra. Maar ons verdra nie mekaar in liefde nie. Ons raak geïrriteerd met mekaar. So hoe moet ons dan in hierdie teenwoordigheid van God kom? Ons moet bely. Here vergewe my, ek gaan maak reg. Ons moet regmaak. Sien, wat skyn heiligheid is om te sê, Here, Here, maar ek loop heeltemal met 'n vuil hande en 'n onrein hart. Jy lewe net vir jouself. So, wat is die karakter wat God soek in aanbidding? Kom ons vra onsself daai vraag. Wat is die karakter wat God soek in aanbidding? Wat se aanbidding is aanneemlik vir God? En ons kan dit sien op Psalm 51 van vers 10 af tot vers 19. Kan ons baie duidelik sê, maar ek soek nie hierdie offers nie. Ek soek en Dawid sê, gee vir my op vaste gees, 'n rein hart, Here. Jy sien, is om 'n rein hart te hê, 'n rein lewe te hê, rein lippe te hê. En Jesus roep sy kerk om heilig te lewe. Ons moet heilig lewe. Do we live a life of repentance? Wat God soek van ons is hierdie rein hart. Hierdie heiligmaking. 'n volk van heiligmaking. 'n kerk van heiligmaking. Jy sien, God se genade beteken nie dat ek en jy kan doen wat ons wil en sê wat ons wil nie. Hy sê in 2 Korintiërs hoofstuk 6 van vers 1, moenie my genade misbruik nie. Ons moet versigtig wees. Nie om dit te misbruik nie. En daar is 'n vryheid van ons redding. Dat ek en jy sal met waardig loop, wandel in sy teenwoordigheid. So dit is belangrik hoe ek en jy kom om God te aanbid. Dit is belangrik hoe ons kom met 'n leefstyl van aanbidding. En dan kom hy in vers 2 van Psalm 15. Dan sien ons, hy sê vir ons in vers 2, kom ons gaan weer kry. Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek. So God soek hierdie morele geregtigheid, hierdie persoonlike heiligheid. Hy soek 'n interne Gods saligheid. Luister, hy soek interne hierdie godsaligheid. Want wat interne gebeur, gaan eksterne verander. En dit gaan aan die vrug wys wat na vore kom, as ek die binnekant verander. Want hoe gaan ons vrug dra, as ons nie binnekant verander nie? As die stok nie in die wynstok is nie, as die tak nie in die wynstok is nie, hoe gaan daai tak vrug dra? Jy moet in die wyn stok wees, sodat daai tak kan vrug dra. Maar van binne af begin hy.
Want dit is waar alles deurloop. En dan begin hy die vrug aan die buitekant dra. En dis hoekom ek hier geskryf het. Hierdie morele geregtigheid, hierdie persoonlike heiligheid. Hy soek hierdie interne godsaligheid, wat dan 'n effek sal hê op die uiterlik, hoe ons lewe. Want ons sal iemand ken aan sy vrug. So dit verwys na hierdie geestelike realiteit, wat God van ons verlang. Hoe ons kom met hom. So ware geloof is 'n lewende geloof. 'n Ware geloof is 'n aktiewe geloof. Geloof red altyd. Altyd. Ware reddende geloof werk altyd saam met goeie werk. En ons weet goeie werke red ons nie. Maar as gevolg van die redding wat ons het, gaan ons begin goeie werke wys. En Jakobus is baie duidelik dat geloof sonder werke is dood, is nutteloos. So hoe kan ons dan uitroep, Here, Here, maar ons uiterlike verandering wys nie dat daar's redding wat plaasgevind het. Want geloof sonder werke is net 'n godsdienstige praatjies. Ons het 'n vorm van godsaligheid. Ons praat die praat, ons dans die dans, ons sê die amen, maar dis waar dit bly, en dis waar dit dood is, en dis waar dit staan. As ons geloof 'n ware geloof is, 'n opregte geloof is, 'n aktiewe geloof is, verander jou hele leefstyl. Jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Sê ek, ons gaan nooit sondig nie? Nee. Maar jy gaan nie dieselfde wees as waar jy vandaan gekom het. So wat God soek van my en van jou, ons om nougeset te wandel met Christus. Nougeset. Want hy sê die laaste vers, hy wat hierdie dinge doen. Dis hoekom ek elke skoot sê, wanneer ek hier voor is, jy kry nie 'n ongehoorsame geloof nie. Geloof het altyd gehoorsaamheid. Altyd. Een ware reddende geloof vertoef altyd aan God. Dit wandel in sy geregtigheid. En dit is nie net, dit is alleenlik net deur genade wat ons dit kan doen. Dit is alles die werk van genade wat in ons is. Dit is die werk van God se gees wat in ons is. Dit is die werk van God se woord wat in ons is. En dis wat God wil hê. Ons moet hierdie persoonlike, intieme verhouding met hom hê. En ons moet heilig lewe. En die vers 2 praat van ons daaglikse patroon, ons leefstyl wat ons het, wat ons lewe. Is dit nie waar die rubber teer slaan nie? Waar ons daar buitekant by die huis is en van die huis af gaan ons werk toe, is dit nie waar die rubber teer altyd slaan nie? Dit is die realiteit van ons lewe. Dit is ons daaglikse gedrag van ons lewe. Dit is ons vrug wat na vore kom, wanneer ons daar buite is. Want hiervoor kan ons een ding doen, maar buite doen ons heeltemal 'n ander ding. So die een wat vertoef in sy tent, die een wat mag woon op sy heilige berg, met ander woorde is die een wat kom met 'n integriteit. Ons het al daaroor gepraat oor integriteit, ons het al verwys na integriteit toe. Ons weet wat integriteit is. Integriteit is the wholeness, dit beteken wholeness. Integriteit beteken sound. So met ander woorde, it refers to the wholeness of a Christian character. Dis wat integriteit is. En baie simpel in Afrikaans om dit te sê is, dis die opregtheid van 'n Christelike karakter. Dit wat ek hier is wat ek daar is. As jy my hier so sien,
Gaan jy by my vrou kan hoor by die huis, of as ek so is, daar by die huis ook. Dis integriteit. En soos wat ek by die werk is, so sal ek weer by die huis wees, en so sal ek by die kerk wees. Dis waarvan hy praat. Dis die gedeelte wat vir ons hier gegee is. So met ander woorde, as ons sê ons loop dan in integriteit, bly jou lewe die heeltyd konstant dieselfde. 2010 het Uncle Angus gepraat op sy plaas. Het hy gepraat van, sy pa het altyd gesê, sy ja, nee is 'n nee. En as hy ooreengekom het en het gesê, dit is so, dan was dit so. Hy het nie gegaan om verander in daai jare. So elke area van ons lewe, by my en by jou, moet dieselfde wees. So daar's geen geramtes in ons kaste nie. Skeletons nie. Ons kan nog ons skeletons inkleer met verskillende klere, laat dit moet mooi lyk. Want dit lyk as 'n mens, maar eintlik is dit 'n skeleton. Ons hulle van ons skeletons in die kas weg te werk. Maar kom ons loop en ons wandel in heiligmaking. Kom soos wat hierdie Psalm vir ons sê. Wie mag vertoef? Wie mag inkom? Wie mag woon? Kom ons doen dit wat hy vir ons sê. Maar kom ons begin vanoggend by liefde. Kom ons wees mekaar niks verskuldig behalwe liefde. Kom ons roep God aan. En dan, soos wat ons hom aanroep, dan leef ons so dieselfde uit ook wat ons aangeroep het. Want dis een wat mag vertoef, wat kan inkom, wat kan woon, wat kom wandel in sy teenwoordigheid. Dis doen wat hy sê. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, dankie vir u woord, Here, wat nooit leeg kan terugkeer nie. Here, dankie dat ons weet dat u alleen is heilig, u alleen is waardig, Here. En maar daar is soveel kere wat ons roep met ons lippe, met ons mond, en Here, met ons hart, waar ons sê, Here, Here. Maar Here, dan tog is u goed in ons hart wat nie daar hoort nie. En my gebed is, Here, dat ons sal breek met dit, ons sal bely. Here, laat ons altyd na vore toe sal kom, Here, met liefde. Dit wat ons sê, laat ons dit sal uitleef. En dis ons gebed, Here. Ons wil waarlik die vrug van die Gees dra. Ons wil mense wys, altyd na u. En Here, en hoe hulle dit gaan sien, is deur die vrug wat ons dra. Die lankmoedigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Here, dat ons sal staan op die woord, en dit sal uitoefen, toepas en doen. En ons eer u heilige naam. Amen.